close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. Goeiemôre, welkom weer eens. Ja, dit bly vir my 'n voorreg om so met jou te kan gesels, met jou en jou mense, so al wandelende deur die Bybel. Onthou, jy kan na die skermboodskappe kyk via WhatsApp en ook via YouTube. En wees so gaaf om te registreer op YouTube. Dit maak vir ons 'n verskil. En jy kan ook laat weet wat jy van die boodskappe dink. Ons tema vanmôre is van 'n put na 'n paleis. Vir die doeleindes gaan lees gerus die verhaal van Josef in die boek Genesis, die eerste boek van die Bybel. Op 13 Februarie 2017 land Kim Jong-nam op die Kuala Lumpur lughawe om daarvandaan 'n aansluitingsvlug te neem. Aangesien internasionale lughawens toegerus is met kameras, kan 'n mens sy bewegings duidelik volg op die videoband. Met eens verskyn daar 'n jong Maleisiese meisie op die video. En sy loop die man direk tegemoet en smeer iets aan sy gesig. En daarna stap sy ewe luiters verder. Kim Jong-nam begin aan asemnood ly en soek dadelik mediese hulp. Dit sou sy laaste vlug wees, want minute daarna sterf hy. Dit was 'n dodelike konkoksie wat vinnig deur sy asemhalingsstelsel opgeneem is. Maar Kim Jong-nam was nie sommer so 'n gewone reisiger nie. Hy was die broer van Kim Jong-un, die huidige diktator van Noord-Korea. En na die afsterwe van sy pa, ook 'n diktator, Kim Jong-il, volg 'n magstryd tussen die kinders en met hierdie meesterskyf raak die jong Kim Jong-un ontslae van sy oppositie en dis sy broer. Broedermoord. Vandag is Noord-Korea te midde van streng internasionale sanksies 'n kernwapenmoondheid met die 4de sterkste weermag ter wêreld. En ons almal weet by hierdie tyd dat die oorgewig knapie Kim Jong-un se gunsteling speelgoed dodelike interkontinentale ballistiese missiele is. Kernwapens wat die oos- en weskus van Amerika kan bereik. Ons hoor ook kort in die nuus dat hy kerntoetse doen waar hy missiele oor die koppe van die Suid-Koreane en die Japanners afvuur. En delf vir my 'n klein bietjie in sy agtergrond in, besef jy dat hy die troonopvolger is van 'n diktatorskap sedert die Tweede Wêreldoorlog. En dat hy groot geword het as 'n alleen en wanaangepaste kind. So, sy psigiese profiel lyk nie baie goed nie. En dit maak hom een van die gevaarlikste mense op aarde. En daardie insident op die Kuala Lumpur lughawe kan 'n bepalende faktor wees met betrekking tot die veiligheid van almal op hierdie planeet. Want sy broer, waarvan hy ontslae geraak het daardie dag, was meer stabiel, gematig en rasioneel as Kim Jong-un. Hoe moet ons die politiek in Noord-Korea verstaan? Wel, die land is in die greep van 'n despotiese familie sedert die Tweede Wêreldoorlog. Die Kim-dinastie regeer nie net Noord-Korea met 'n ysterhand nie. Die familie is 'n belangrike rolspeler deesdae in internasionale politiek en daarmee saam die toekoms van die mensdom. Want om met kernwapens te speel en om daarmee af te wys soos hy, voorspel tog niks goeds nie, né? Wys jou watter invloed 'n enkele familie
op die wêreld kan hê. En natuurlik hulle intriges. Ons sal maar sien hoe ontwikkel dit in die toekoms. Maak ons die Bybel oop, by Genesis. Lees ons heel eerste van die skepping. Dit begin met ander woorde met 'n wye hoeklens. Daarna die sogenaamde sondeval, die sondvloed, die toring van Babel. So God skep alles goed. Maar as dit by een spesie kom, die mensdom, is daar 'n soort afwaartse spiraal in Genesis. Die gevolg van dit waartoe mense in staat is. Maar dan is daar ook 'n tweede deel in die boek Genesis. En dit handel oor net een familie. 'n Familie wat die toekoms van nie net Israel sou bepaal nie, maar dit sou die grondslag lê van 3 wêreldgodsdienste: Judaïsme, die Christendom en Islam. Ons noem dit die Abrahamiese godsdienste. En die familie van die aartsvader Abraham, sy seun Isak en sy 2 seuns Jakob en Esau en daarna Jakob met sy 12 seuns, sou beskou word as die aartsvaderverhale. Skepping, sondeval en dan die verhaal van hierdie enkele familie. En dis die boek Genesis. En bekyk ons die intrige en die wedervarings van hierdie familie in die tweede deel van Genesis, dan besef jy gou dat bykans al die generasies van hierdie dinastie of familie ook iets wat disfunksioneel was. Abraham, ja, hy bied sy vrou vir die farao aan om sy eie bas te red. En daarna bied sy vrou Sara haar slavin Hagar vir Abraham aan om 'n kind by hom te verwek. En na die geboorte van Ismael kry sy die slavin en die kind dan sommer die trekpas. En daarna lees ons van Jakob. Jakob steel die eerstegebore reg by sy broer Esau. En daarna moet hy vlug vir sy eie lewe, want sy broer wil hom doodmaak. En dan verneem ons van 'n volgende generasie. En dit gaan oor die gevolge, die nawerking van jaloesie in 'n familie. Die verhaal van Josef en sy broers. En soos in die eerste gedeelte van die boek Genesis, vind ons weer eens by hierdie tweede gedeelte wat handel oor 'n familie, 'n afwaartse spiraal wat afspeel in 'n mikrokosmos. So die eerste gedeelte, die skepping en die sondeval, die afwaartse spiraal vanuit 'n wye hoeklens, die tweede gedeelte gaan oor 'n mikrokosmos, naamlik 'n familie. En dit laat 'n mens dadelik vra, waar lê die probleem? Wat is die wortel van die kwaad? Lê dit daar buite ver iewers of lê dit dikwels by gesinne? En die disfunksionaliteit van gesinne en dit wat daar skeefloop. So kom ons fokus nou op die verhaal van Josef. Want dit is nie net negatief nie. Die flamboyante Josef met die helder bont kleed, sy pa se witbroodjie, beland in 'n put deur sy broer se toedoen. Maar dan is daar 'n wending in die hele Genesis traject, want Josef vorder van 'n put na 'n paleis. Maar sy lewensloop toon nie 'n egalige opwaartse kurwe nie. Dis bykans soos hierdie bordspeletjies, slangetjies en leertjies. Sodra hy opklim met die leer, dan sluk 'n slang hom in. So kom ons loop vinnig op sy spoor, Josef se. Sy broers verkoop hom aan islamitiese handelaars uit jaloesie. 'n Sterk negatiewe emosie wat jy dikwels in families vind. Van witbroodjie met die droomkleed aan,
na 'n slaaf. En wanneer hy in Egipte aanland as 'n slaaf, werk hy hom baie vinnig op, want hy's 'n talentvolle kerel. Hy werk hom op as hoof van die hoof. Hy werk hom op aan die hof van 'n Egiptiese amptenaar met die naam Potifar. Maar 'n vrou in haar eer gekrenk lei tot sy ondergang. Vir daardie episode dan nou. Potifar se vrou beskuldig hom valslik dat hy met haar probeer flankeer het, terwyl dit in werklikheid sy was wat hom probeer verlei het. En ons lees dat Josef 'n aantreklike ouetjie was, en dalk was Potifar maar 'n lelike ou Egiptenaar met 'n stinkasem, wie weet. En so beland hy in die tronk. Die afwaartse spiraal duur voort. Van slaaf na tronkvoël. Maar in die tronk werk hy homself weer op. As 'n leier onder die gevangenes. En hy maak naam met 'n gawe wat hom aanvanklik in die put laat beland het. En wat is dit? Drome. En sy vermoë om drome uit te lê. Want wat ook al met Josef gebeur, hy hou nooit op met droom nie. Hy het nooit opgehou glo in homself nie. En op 'n stadium vra hy vir een van die gevangenes, hoekom loop jy so met 'n lang gesig? Want Josef was 'n ewige optimis. Josef het geweet dat jou positiewe ingesteldheid jou lot kan verander. Dit moet verander. Maak nie saak of jy 'n slaaf of 'n tronkvoël is nie. En daardie gesprek met jouself, waar jy oor en oor vir jouself sê, staan op, ek kan, hou moed, hou aan droom, dis wat ons by Josef vind. En so gaan daar konstant, vind ons, vir Josef, deure oop, wanneer die een deur voor hom toeslaan, selfs die tronkdeur. En wanneer hy dan vir die bakker en die skinker hulle drome uitlê, rig hy net een versoek, en dit is, moenie van my vergeet nie. Hy gee so half sy visitekaartjie vir hulle, en hy sê, noem my naam eendag by die farao, want ek het 'n droom gehad. Maar die skinker vergeet van hom. Vir 2 jaar sit hy nog in die tjokkie, tot die skinker skielik van hom onthou, nadat die farao 'n droom gehad het. Wanneer niemand die farao se droom kan uitlê nie, fluister die skinker en die farao in die oor, ek ken nog 'n dromer, dalk kan hy help. Want glo my, dit verg 'n dromer, 'n man met 'n visie, om 'n ander man se drome te snap. En dit verander Josef se hele lewe, van tronkvoël na onderkoning van Egipte. En so vind ons 'n wending, nie net in Josef se lewe nie, maar eintlik in die hele Genesis traject. Daardie afwaartse spiraal verander in 'n opwaartse een. Van 'n put na 'n paleis. Maar voor die gordyn sak, op die wel en wee van hierdie eerste familietjie en op die boek Genesis, moet daar nog iets gebeur. Josef ontmoet sy ontvoerders, sy broers. Ons lees dan van 'n banket met 12 aan tafel. 'n Banket aan die Egiptiese hof, en dis nogal 'n aandoenlike toneel. Vol emosie, intens. Ek is julle broer. Ek Josef, die onderkoning van Egipte, is julle broer. Ha? Ek kan sien hoe hulle monde oopval. Nou is hulle sy onderdane. Want sy kinderdroom het waar geword.
Die einste droom waaroor hulle hom in die put gegooi het, naamlik, en dit was sy droom dat hy hulle voor hom sal buig, daardie droom het waar geword. Maar, as ons na hierdie verhaal kyk, en ons kyk na ons verhaaltjie van hierdie moderne gesin of familie in Noord-Korea, dan vind ons dat Josef doen die teenoorgestelde as Kim Jong-un. Hy elimineer nie sy broers nie. Hy omhels hulle. Hy gee vir hulle kos, en hy gee vir hulle geld, en hy gee vir hulle plek om te bly, want hy glo in leef en laat leef. Sê 'n bietjie vir my, wat is dit deesdae met die mensdom, dat daar soveel diktators is, wat nie meer glo in leef en laat leef nie, wat nie kan vergewe nie? Is dit die onheilspellende aanduiding van 'n afwaartse spiraal weer eens onder die mensdom in die moderne tyd? Is die Genesis skrywer se pessimistiese mensbeeld dalk ook van toepassing op ons in ons tyd? In daardie dae het God die mensdom tot hulle sinne probeer ruk deur 'n kataklismiese insident. Ons ken dit as die sondvloed. Dit was 'n natuurversteuring. Moet dit 'n sondvloed, moet dit 'n kernwapen, moet dit klimaatsverandering, 'n wêreldoorlog wees, wat ons weer tot die besef ruk, dat ons ernstige morele aanpassing sal moet maak, dat ons altyd moet vergewe, ons broers en ons susters, dat ons hulle ook 'n plek in die son moet gun. Wanneer Kim Jong-un in 2011-12 die troon bestyg van Noord-Korea, maak hy die helfte van sy familie dood. Sy broer was nie die enigste nie. Wanneer Putin die troon bestyg, verkrag sy soldate, vrouens van sy broers in Oekraïne, reduseer hy mooi stede tot rommelhope. En wanneer Josef die troon bestyg, dan toon hy deernis en ontferming vir sy familie en sy mense. Is dit dalk die hartseer aanduiding dat met al ons tegnologie en kennis en vaardighede en kodes en konstitusies ons moreel armer is as in die tyd van Josef? Maar daar's daarom ook 'n ander dimensie in die verhaal wat ons nie uit die oog moet verloor nie. 'n Ander krag, en wat is dit? Agter die skerms van hierdie familie-intriges, hulle sukses, hulle mislukkings, hulle disfunksionaliteit en hulle oomblik van deernis en liefde, agter daardie skerms vind ons die groot regisseur, die wakende oog van God. En dis asof die onsigbare God ons met hierdie verhaal op 'n manier wou voorberei op die wel en wee van nog 'n gesinnetjie wat die lot van die mensdom sou verander. Die pa se naam was ook Josef en sy vrou Maria, en een van hulle seuns se naam was Jesus. En hy, Jesus, het nie net sy broers vergewe of, kom ons sê dan maar sy volgelinge wat hom teleurgestel het nie. Hy het almal vergewe wat hom leed aangedoen het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Miskien is hierdie woorde waarmee ek afsluit van toepassing op ons verhaal en op almal wat die weg van Josef kan volg. Almal wat kan vergewe en almal wat kan opstaan en uitstyg bo omstandighede.
A soul that carries empathy is a soul that has survived enormous pain. Groete.